Goeiedag, alle goeie mense. Die Here se mense is mos goeie mense. En hulle is nie goed omdat hulle goed is nie, maar hulle is goed omdat die een wat in hulle woon goed is. Die Bybel sê, die Here het die land deurgegaan en hy het goed gedoen en hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. So die Here se mense is goeie mense. En ek wil net so 'n paar woorde met julle praat oor hoe 'n mens goed van God ontvang. Daar is net een manier hoe 'n mens dinge by God ontvang. En dit is deur geloof. Een ou het gesê, God se geldstelsel is geloof en hy werk nie met bankrot mense nie. So ons moet God glo om te kry wat ons wil hê. Nou, wanneer ons iets wil hê, moet ons dit visualiseer. Dit wil sê, ons kan nog nie vat daaraan nie, maar ons wil dit hê. Ons sien dit in ons gemoed. Dis 'n droom wat in ons hart is, wat ons bewaarheid wil laat word. Ons wil hê dit moet gebeur. En ander mense sal vir jou sê dit is onmoontlik, maar as jy God kan glo, sal dit gebeur. So dit wil sê, iets wat jy in jou hart begeer, moet jy glo, dat die Here dit vir jou gaan gee, en hy gaan dit vir jou gee. Nou, daar word so die begrip begeerte, word so verkeerd deur mense gesien. Almal sê vir jou, jy mag nie begeer nie. Dan kom ek by iewers op 'n plek, en sê mense vir my, maar jy mag nie begeer nie. Die Bybel sê jy mag nie begeer nie. Dis nie waar nie. Die Bybel sê wel, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. So jy mag nie begeer wat verkeerd is nie. Nêrens sê hy ons mag nie begeer nie. Hy sê ons mag nie begeer wat verkeerd is nie. En dan kom die Bybel in Filippense 4:6 en hy sê, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So ons kan ons begeertes aan God bekend maak. So dit wat ons hier in ons harte visualiseer, dit kan ons bekend maak by God. Dit wat ons graag wil hê moet gebeur, dit kan ons sê, Here, help my, ek wil hê, dit moet gebeur asseblief. En dan kom die Here, as ons dit doen, en hy help ons, en ons die geloof, hierdie klein bietjie geloof wat ons het, vat ons, en ons gebruik dit, en ons gee dit vir die Here, en ons bid die Here, en ons vra die Here, die Bybel sê selfs hier, en ons smeek die Here om dit vir ons die waarheid te laat word, en dan doen die Here dit. So ons moet hierdie goed kry by God deur geloof. Ons het ons redding ook by die Here gekry deur geloof. Wat het gebeur, die dag toe jy by die Here uitgekom het? Ek onthou myself, my hart het verander. Daar het 'n blydskap in my hart opgekom. Ek het so bly geraak, want ek het besef nou, ek is die kind van God. Hoekom? Omdat ek dit geglo het. Daarom het ek geglo, ek is kind van God, en daarom het ek kind van God geword. Ek het niks voor my gesien nie. Ek het iemand in my hand gekom gee nie. Ek het dit geglo, dat Jezus het uit die dode uit opgestaan en hy leef. En ek het na hom toe gegaan en ek het my sonde bely en gesê, Here, hier is ek wil kind van u word. En hy het gekom en hy het my redding gekom gee, sodat daar blydskap in my hart opgekom het. Ek onthou 'n spesifieke jongman, wat een aand by my gekom het, of een dag, en hy sê toe vir my, hy het al die Here so lank gebid, maar hy weet nie of hy kind van God is nie. Hy weet nie. En nou sit hy so, dit was vroeg op 'n Saterdagoggend, ek sal dit nooit vergeet nie, hy sit so oorkant my op 'n stoel, en hy sê, hy het al die Here so baie gevra, maar hy weet nou nie, en hy is nie seker nie, en ek sien onmiddellik, hierdie man kan nie dit wat hy wil hê, glo nie, hy sukkel daarmee. En reg bo my, agter my aan 'n hak, hang my bakkie en my werksleutels. En ek steek my hand so uit en ek vat die sleutels en ek gooi dit vir hom. Ek sê vir hom, vat hierdie bakkie vir jou. En hy vang dit so voor sy gesig. Hy sê, nee jong, ek kan nie dit doen nie.
en hy sit die sleutel op die, ek sê, man, ek gee vir jou die bakkie, vat hom vir jou, jy kan hom verniet kry, ek gee hom vir jou, dis 'n geskenk vir jou. Hy kyk so, hy sê, nee, ek kan nie, en hy sit die sleutels neer. Ek sê, presies dieselfde doen jy met die genade van God. 2000 jaar gelede, toe sterf hy vir jou op die kruis, toe vat hy jou sonde weg, toe bring hy vir jou nuwe lewe, maar jy wil dit nie glo nie. Vat vir jou verlossing. Vat vir jou redding. Vat dit vir jou om kind van God te wees. En hierdie man gaan so, en hy sit so, en hy dink, en ek sien hier in sy kop, in sy hart, is iets besig om te gebeur. Ek sê vir hom, nou gaan jy na jou vrou toe, en dan gaan sê jy vir haar die volgende. Jy sê vir hulle, van hierdie dag af, gaan ek die Here dien. En daai man staan daar op, hy klim in sy voertuig en hy ry. 'n uur later kom hy en sy vrou by ons by die huis aan. Hulle jubel, hulle juig. Hy sê hy het ingegaan by die huis, hy sê vir sy vrou, ek het besluit, van hierdie dag af, gaan ek die Here dien. Want die Bybel sê, met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot geregtigheid. So ons moet dit eers glo, en dan as ons dit sê, dan word dit vir ons 'n werklikheid. Ek sal nooit die blydskap op sy gesig vergeet nie, nooit vergeet hoe opgewonde hy was nie, want die Here het vir hom iets in sy hart gedoen. En dit strook oor wat Jesus vir sy disippels gesê het. As ons lees in Markus 11, 22 tot 26, ek wil vir julle die gedeeltes lees. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Daai man het gesê vir sy vrou, toe hy sê, toe kom die verandering in sy hart. Toe hy sê, toe kom die lewe in sy hart, want omdat hy geglo het hy gesê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle sal ontvang en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader in die hemel is ook julle oortredinge sal vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is ook nie julle oortredinge vergewe nie. So ek wil moet dit vir jou sê, daar is baie goed wat by die geloof kom. Jy moet kan vergeef, jy moet kan vryspreek, maar die belangrikste hiervan is, jy moet sê, hy wat vir hierdie berg sê, werp jou in die see, sal dit verkry as hy dit glo en dit sê Jesus vir sy disippels. Nou wanneer 'n mens in die Bybel gaan kyk, dan sien 'n mens oral dat mense wat God geglo het goed gesê en dan het dit gebeur. Ek dink sommer aan 'n man soos Dawid. Daar in Samuel 17:26 kan julle gaan lees, en 46 is die 2 verse wat ek hier het. Dawid kom by sy broers, wat sy vader gestuur het met kos, waar hulle gewees het, waar Goliat gestaan het, en hulle uitgedreig het, en vir hulle gesê het, kom veg teen my. En hierdie jong man Dawid, hy is nie opgelei nie, hy is nie geleerd nie, hy was 'n skaapwagter, kom daar aan, en hy sê hierdie volgende woorde, sê hy toe hy hierdie man sien. Daarop het Dawid die manne wat by hom staan gevra en gesê, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagorders van die lewende God durf uitdaag? Hy het gesê wat in sy hart is. Wie is hierdie onbesnede Filistyn? Wie is hierdie ou wat kom en die slagorders van die Here uitdaag? Wie is hierdie ou wat wil teen die Here se mense uittree? Ek glo nie, hy kan dit doen nie. Wie is hy? En na 'n lang relaas, en na 'n lang ding met hom, het hy by Saul uitgekom, en toe het hy gegaan, en hy het gesê, gee hom in my hande, en hulle wou hom Saul se pak aantrek, maar hy het dit uitgetrek, want hy ken dit nie, want hierdie man het gegaan in geloof, wat God vir hom gegee het. 1 Samuel 17:46 sê, toe hy voor hy man kom staan, hy sê, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan, en jou hoof van jou af wegneem, en die
Lyke van die leeu's van die Filistyne sal vandag aan die voëls van die hemel en aan die wilde diere van die aarde gegee word, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Man, is vir my so mooi. Hy sê vandag sal die Here jou in my hand gee. Hy staan voor hierdie man, lewensgroot. Hy het 'n ou slingervelletjie in sy hand. Hy het nie magtige wapens nie. Hy het dit alles, maar hy het een ding. Hy het God. En hy het moed. Is nie 'n wonder die Here het gesê, Dawid is 'n man na my hart nie. Want hierdie man het met die geloof, die klein bietjie wat hy het hy gegaan en gesê, die Here sal jou in my hand gee. Die 47ste vers. Dan sal die hele menigte moet erken dat die Here deur die swaard en deur die spies verlos. Want die stryd behoort aan die Here en hy sal jou in my hand gee. Man, ek hou van wat hierdie man sê. Hy sê, dan sal die hele menigte moet weet, laat die stryd behoort aan die Here. En ek wil vandag vir julle moed inpraat in hierdie land, wat in krisistye sit. God sal ons oorwinning gee. Die Here sal ons nie laat ondergaan nie. Die Here sal nie toelaat, laat ons dit nie gaan maak nie. Ons gaan dit maak. Ons gaan opstaan. Ons gaan uitgaan. Ons gaan die heerlikheid van die Here sien, want Jesus leef, want hy het nog altyd by sy kinders gestaan. Hy het hulle nog nooit eenkant gelos nie. So moenie vrees nie, maar kyk na die oorwinning van die Here. Jy gaan dit maak. Jou finansies gaan dit maak. Jy gaan genees word. Jy gaan opstaan en jy gaan die oorwinning van die Here sien. Ek sê dit vandag en ek sê dit met alle oorwinning in my hart, want ek weet die Here gaan dit doen. As jy die Bybel gaan lees, en jy kyk sommer daar aan Handelinge. Ek hou mos van die boek Handelinge. Die plus minus eerste 60 jaar van die Christelike kerk op aarde. As ons net kan 'n slag opstaan en daai kerk word, sal hierdie land verander. Sal die wêreld verander, sal almal om ons verander. En ons sal ook sommer verander, sodat ons kan opstaan en met geloof vir die Here iets gaan doen. Daar's twee manne, Petrus en Johannes. Hulle kom na die tempel toe aangestap. Hulle is nog eens binne in die tempel nie. Hulle is nog nie eens besig om kerk te hou nie. Hulle kom stap nog so na die tempel toe. En hier, ek wil van die 3de tot die 8ste vers vir jou lees. Van Handelinge, die 3de hoofstuk, die 3de vers. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy hulle om 'n almoes gevra. Dis nou 'n man wat buite voor die gesit het voor die tempel met 'n blikkie en skit. Hy was verlam aan sy voete. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. Kyk wat maak hulle. Hulle sê, kyk na ons. Sien jy ons? Kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou, en in die verwagting dat hulle iets van hom, dat hy iets van hulle sou ontvang. Toe kyk hy, sê, hoekom sal die manne vir my so sê? Hoeveel geld het hulle vir my? Wat sal hulle vir my gee? Maar Petrus sê, silwer en goud het ons nie, maar wat ons het, dit gee ons vir jou. In die naam van Jesus die Nasareëner, staan op en loop. Ons sal moet geloof in God kry. Ons sal moet opstaan. Ons sal moet die krepeles gaan vat en sê, staan op en loop in Jesus naam. As jy Jesus het, moet jy hom begin glo, moet jy begin doen, en dan sal ons verandering in ons lewe kry. Die 7de vers sê, toe gryp hy hom aan die regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Hy sê nie net nie, hy doen ook, hy gryp hom, hy sê, staan op man, staan op. Hierdie arme ou, sy voete is pap, hulle kan nie loop nie, maar hy gryp hom en hy sê, staan op. En toe hy hom gryp, toe staan hy op, en hy het opgespring, en gestaan, en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring, en God prys. Dis wat Jesus vir sy disippels geleer het in Markus 11:23, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry, net wat hy sê. Wat sê jy deur die dag? Dit gaan so sleg, ek gaan dit nie maak nie. Van hierdie dag af, gaan jy en jy sê vir jou vrou, ons gaan dit maak. Die Here gaan ons help.
Hy gaan vir ons 'n uitkoms gee. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie waar nie, ek weet nie met wat nie, maar die Here gaan vir ons 'n uitkoms gee. Jy praat met daai berg van jou. Jy sê vir hom, berg, staan op. In die see is jy. Die Here gaan my help. Dis tyd om die Here te glo. Dis al manier hoe ons uit hierdie ding uitkom waarin hierdie land is, as ons opstaan, as ons die Here glo en as ons aangaan. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek. Jy kan God op net een manier behaag. Dis deur geloof. Dawid het dit gedoen. Johannes en Petrus het dit gedoen. Hulle het God geglo. Hulle het gesê, hulle het gedoen en die Here het saamgewerk en hulle gehelp. Ek wil net sluit met dit. Ek weet nie hoe lank, watter jaar het was nie, het ons 'n gebou gekoop om in kerk te hou. Hy het ons 650.000 rand gekos. En die dag toe ons daai kontrak moet gaan teken, toe het ons 100.000 rand in die bank. En ek gaan teken die kontrak, toe ek uitstap, toe ek so 'n snaakse, voel my bors is te klein soos ek asemhaal, want iemand sê vir my, waar gaan jy geld kry om te betaal? En onmiddellik gaan ek na die bank toe, en ek gaan vra vir die bank, en ek sê, bank, kan julle my help? Onmiddellik sê hulle vir my, ons help nie kerke nie, ons het al te veel geld so verloor, en as ons hulle dan uitverkoop, dan is dit 'n slegte ding op ons naam, en mense veroordeel ons, soos jammer, ons leen nie geld vir kerke nie. Toe ek die dag daar uitstap, toe weet ek nie waarheen nie. Die Vrydag, toe ons daai 650.000 rand moet inbetaal vir die registrasie van die kerk, toe het ons al 300.000 rand soos die Here vir ons voorsien het, moet mense wat vir ons gegee het, moet mense wat commitments aangegaan het en gesê het, ons gaan help. Die Maandag voor die Vrydag, toe kort ons 350.000 rand. En ek begin planne maak, en ek lê 'n ruk in die nag, en my vrou vra, hoekom ruk jy so? Sê ek, nee, ek ruk maar so. Maar ek weet een ding, ek het God geglo. En as jy die Here begin glo, dan is dit nie altyd so maklik nie. Dan is dit nie sommer net vir so nie. Dan moet jy uithou, dan moet jy aanhou, dan moet jy God glo, dan moet jy opstaan, dan moet jy bid, dan moet jy geloof, dan moet jy vertroue in God hê. En jy moet weet hy se werklikheid. En daai dag kom ek by 'n ou op 'n ander dorp. En hy sê, kry my daar, hy sê, kom ons gaan drink gou 'n koffie, en ons drink koffie daar in 'n koffieplek. En hy sê vir my, jong, hoe gaan dit? Ek sê, nee, dit gaan goed, man. Alles is reg. Hy sê vir my, hoe gaan dit by die kerk? Ek sê, nee man, dit gaan goed by die kerk. Hy sê, nou maar, hier julle nog die plek. Ek sê, nee man, ons het mos nou die plek gekoop, maar ons moet hom nou betaal, en ek moet Vrydag 650.000 rand inbetaal, en ek het net 300.000 rand, iewers moet ek 350.000 rand uitkrap. Ek maak nog planne na Vrydag toe. Hy sê vir my, kyk hier, kom ons gaan gou prokureer toe. Ek sê, wat gaan ons maak? Hy sê, kom ons gaan gou prokureer toe. Ons kom by die prokureur. Hy sê vir die prokureur, skryf daar 'n ooreenkoms tussen my en hierdie man. Hy sê, gee jou besonderhede. Ek leen hom 350.000 rand, 6 maande rentevry, dan moet hy dit vir my teruggee. Ek word eintlik so wit in my gesig. Ek dink, Here, maar ek is so bly. Aan die ander kant, ek het amper daai man 'n soen gegee, toe hy dit vir my sê. En hy betaal onmiddellik die geld oor in die kerk se rekening. Daai Vrydag, toe kan ons die kerk registreer. 6 maande later, toe ons sy geld terug het, toe skuld ons nog 200.000. Toe gee ander mense vir ons elkeen 100, sodat ons hom kan betaal. Die dag, toe ons daai kerk moet gaan teken, dit was 'n 14de van die jaar, sê nou maar 2012, toe ons moes teken. Ek weet nie wat is die jaargetal nie. Die 14de, dit was die 14de Julie. Toe sê ek vir die ou IT van Wyk wat saam met my teken, toe sê ek vir hom, IT, dis niks vir die Here om hierdie ou kerkie in 'n jaar te betaal nie. Die 14de Desember die volgende jaar, sê maar 2013, toe bel hy my. Toe sê hy vir my, weet jy wat, die vrou wat die finansies werk het my nou gebel, hier, die laaste geld is nou oorbetaal aan daai ander 200.000 mense wat ons gehelp het. Die kerk is vandag betaal, 'n presiese jaar, nadat ek gesê het, die 14de Julie, 'n presiese jaar, die 14de Julie volgende jaar, toe is daai kerk betaal. Jy sal kry wat jy sê.
plaas laat ek gesê het, dis niks vir die Here om die ding in 'n dag te betaal nie. Daar was hy daai dag betaal, toe loop maak ek het nog 'n jaar. Ek wil vir jou sê, kom ons staan op en ons begin glo die Here. Kom ons staan op en ons begin bely wat God kan doen. Hy wag daarvoor. Hy wag vir jou geloof. Hy wag dat jy in hom vertrou. Hy wag dat jy kan hierdie dinge begin sê, sodat die wêreld sal weet dat die Here verlos mense en hy haal hulle uit hulle probleme uit en hy gee vir hulle oplossing. Ek wil bid vir jou vanaand en ek wil vir jou dit sê, die Here gaan jou help. As jy sit met siekte, hy gaan jou genees. As jy finansiëel sukkel, jy gaan van hierdie dag af sê, ek gaan uit my finansiële toestand uitkom. Ek gaan oorwinning kry. Ek gaan nie meer hier sit nie. Ek gaan opstaan en die Here gaan my help. Kom ons bid. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. En ons maak soos wat U woord ons leer. Ons sê wat ons wil hê. Ek sê vanaand vir daai man wat siek is, in Jesus naam, die Here gaan jou genees. Ek sê vir hom vanaand wat daar sit en hy sê ek gaan dit nie maak nie, jy gaan dit maak. Verander jou spraak. Laat toe dat die Here in jou hart begin werk. Vat daai ou klein mosterdsaad geloof van jou en verander dit op jou lippe en sê die Here gaan my help. Daai onmoontlike gaan hy vir jou moontlik maak. Daar waar jy dink dit kan nie gebeur nie, gaan hy vir jou wys. Hy's 'n God wat kan. Kom ons glo die Here. Kom ons vertrou die Here. Die Here gaan vir ons uitkom gee in ons land Suid-Afrika. Here, U gaan ons help. Here, U gaan ons oprig. Here, ons gaan U heerlikheid sien en hulle sal weet dat U leef en dat U 'n werklikheid is en dat U guns met ons is. Ek bid dit in Jesus naam en ek sê vir U dankie. Amen.